was die tema genade. Grace upon grace. Amen. Laat my so dink aan die Koos Du Plessis song. Alles wat ek het is maar net genade. Ek sien baie van julle kyk my net so aan. Ons gaan hierdie mense moet leer. Ons gaan hulle moet educate. Genade. En ek sit so en ek dink, okay, wat kan ons alles sê oor genade wat ons al gesê het? Daar's nie veel nie. As jy nie weet waarvan ek praat nie, gaan kyk laasweek se preek. Hy's op YouTube. Hy's daar. Ek moet nie vra wat die skakel is nie. Ek het gesubscribe, so ek kry dit net. Maar as jy op YouTube ons kerk gaan soek, sal jy dit kry. Amen. So ek wil vanoggend met julle 'n konsep deel en die Here vat my na 'n ou toe wat lank terug geleef het. Ek weet nie of julle weet wie die ou Martin Luther is nie. Hy het losskakel vir die Blou Bulle gespeel. Of was dit nou vir die WP? Vir die WP. Ja, maar niks goeds kan uit die WP uitkom nie. Ek moes net. Amen. Het is God se kinders, dit beteken net nie, daar kan iets goeds uit hulle uitkom nie. Nee, ek shame, ons like hulle daarom nog. Hulle is dit net om hulle te gebruik as 'n slegte voorbeeld. Maar ons like hulle. So, Martin Luther het in die 1500s geleef. Dis jare terug. Dis voor Tafelberg nog 'n berg was. Dit is 'n klein koffietafeltjie nog gewees. 1500s en Martin Luther wat 'n Rooms-Katolieke priester is, besef iets is fout. Iets is fout met die hele kerkstelsel. Iets is fout dat dit wat by die kerk gesê word en wat by die mense uitkom is twee verskillende goed. En hy gaan en hy besef, weet jy wat, hier is iets nie reg nie, en hy begin die woord van God bestudeer. Hy het omtrent vir iets soos 18 maande op Romeine 4 vasgehaak. Nou ons het al gepreek oor Romeine 4. Gaan kyk dit op YouTube. Ek gaan nie net alles weer haal nie, is baie. Sien die hele konsep van Romeine 4 waar hy praat van, waar Paulus self kom en hy praat van wat Abraham deurgegaan het. Abraham weet ons is die vader van die geloof. Ok, hy praat van Dawid. Ons weet wie Dawid was. Net so groot mannetjie, met 'n klein mannetjie syndroom wat groot ouens bakslaag gegee het. Baie groot die mere gehad. Besige mannetjie. En hom net nie kwaad maak nie. Maar hy het 'n impak gemaak en Martin Luther gaan sit vas by Romeine 4. En die konsep van Romeine 4 wat deurkom is justification by faith and faith alone. Geregverdiging deur geloof en geloof alleenlik. Niks wat jy kan doen kan vir jou dit gee nie. Niks wat jy kan sê kan dit vir jou gee nie. Niks werke van die vlees kan jou laat gered word nie. 0. Absoluut niks. En die oomblik toe hy konsep snap na 18 maande, toe verander alles. En hy skryf 'n ding, en ek wil dit vir julle lees, waarop die hele hervorming, die Reformation, hervorming klink so oudmodies, die hervorming van die kerk gebeur. Kyk, die staat het hom nie gelike nie. Hulle het hom probeer doodmaak. Hy moes hardloop, hy moes vlug vir sy lewe. Maar tog nog steeds kon hulle hom nie vang nie. En hy skryf hierdie ding en hy skryf 5 punte, 5 solas wat hy skryf. Waar volgens hy sy Romeine 4 baseer. En hy titel hom The Battle Cries of the Reformation. Hervorming. Hierdie hele laaste ruk praat ons oor mense soek herlewing. Nee.
Herlewing beteken ons moet iets wat dood is weer lewendig maak. Jesus kan dit doen. Daar's 'n groot awakening, groot wakker skrik. As jy skrik uit wakker, dis besig om te gebeur. En Martin Luther kom en hy skryf hierdie battle cries of the reformation of the church. En ek dink vir myself, ek Here, hierdie gaan interessant wees. Hierdie is Bybelgeskiedenis, diep intellektuele gesprekke. Ek hou nie daarvan nie. Ek soek goed eenvoudig. En die 5 solas, en ek wil dit vir julle lees, en dit staan ook bekend, as jy het gaan Google, sal jy het kry onder die 5 solas. Die eerste ene is sola Christus. Christ alone is the head of the church. Christus alleenlik is die hoof. Geen ander wêreldse God, geen ander iets, geen ander persoon kan by hom uitkom nie. Hy is, hy was en hy sal wees. Christ alone, ons sing hy song, Christ alone, cornerstone, weak make strong in our Saviour's love. Christus alleenlik. Sien, hoeveel keer gaan ons deur ons lewens en ons het ander goed wat ons eerste in ons lewens sit. As ek so na julle kyk, nie julle nie, ek doen dit. En die mense het baie vroom gesiggies. Hulle gaan my na die tyd kry en hou die rugbypale. Julle weghardloop. Sien, Christus alleenlik die hoof. Die oomblik wat ons hom nie eerste in ons lewens sit nie. Hoe meer ek hierdie bestudeer, hoe meer ek hierna kyk, hoe meer besef ek een ding. Christus is nie nommer 1 in ons lewens nie. Nee, maar jy verstaan nou nie. Ek wil net, jy verwag toch seker nie van my, ek werk van maandag tot saterdag. Ek wil net een dag hê waar ek net bietjie kan rus. Okay, God sê, kom na my toe almal wat moeg en belaai is. Belaai is 'n groot Afrikaanse woord vandag. Almal wat moeg en fed up is, gatvol is, kom na my toe. Jy wil toch sekerlik nie hê ek moet 'n hele konferensie in die kerk toe kom nie. Ek wil weggaan vir die lang naweek. Wanneer jou lewens uit mekaar uitval, sê dit dan vir God. Moet hom nie dan blameer omdat jou lewe uit mekaar uitval nie. Sien, is Christus werklik, sola Christus, Christ alone. Party mense maak geld hulle alfa en omega. Party mense maak hulle aansien, hulle wie hulle is. Ek sê altyd, dis nie wat jy ken nie, is wie jy ken. Maar vir party mense is dit, hy het soveel kontakte. En is awesome om sulke mense te ken, trust my. Maar as jy staat maak as die middelpunt van jou lewe, die moeilikheid. Sien maar die ultimate kontak wat jy kan hê is Christus. Christ alone. Nommer 2. Sola Scriptura. Scripture alone is our authority. Die woord van God alleenlik is die woord van God. Dis die begin en dis die einde. Alles sal vergaan, maar God se woord sal bly staan. Wie het al gehoor dat mense sê, oh nee, ek lees nie daai vertaling nie, want die ouens daar in daai tyd het dit en dit uitgehaal en het hierdie en daai en ons kan nie die Bybel vertrou nie. Weet jy, as ek die enigste een wat dit al gehoor het. Hoe, ek lees nie daai vertaling, want dis van die pad af. Dan gewoonlik ek met my interessante sin vir humor en persoonlikheid. En dan net een vraagie, klein vraagie.
So jy wil vir my sê, dat die Alfa en die Omega, wat alles gemaak het, wat is en was en wat sal wees, tot in haar ewigheid toe, word voorgeskryf deur wat mens doen? Die een wat geweet het, wat jou naam gaan wees, nog voordat jy was nog eers 'n swemmer nie, man. Maar nou wil jy vir my kom sê, dat hy sit daar en sê, o, shit, ek het nie gesien die mense gaan goed uit my Bybel uithaal nie. Verstaan ek dit reg? Dis bietjie stupid as mens so daaraan dink, nee. Die een wat alles gemaak het, word voorgeskryf deur wat mense sê. So nou is my vraag, is daar iets soos 'n verkeerde Bybel? Maar sien, dis 'n gerieflike verskoning wat mense het nie om die Bybel te lees nie. Dis 'n gerieflike verskoning wat mense uitdink om nie selfstudie te doen oor God se woord nie. Want hoekom? Dan hoef ek nie te verander nie. Nee, want daai is in elk geval nie reg nie. Dude. Ek sê gewoonlik vir sulke mense, skryf daai goed deur, dan sê dit eendag vir God. Ek dare jou. Nommer 3. Sola gratia. En gratia nie gratia die wyn nie. Ek sien party van julle begin julle lippe aflek. Selfs al slegte wyn daai man. Sies, spoeg uit. Sola gratia. Salvation is by the grace of God alone. Redding is deur die genade, dit is iets wat ek gesê het. Sorry, ek het ADHD. Ja, julle behoort my al te ken. As jy my nie ken nie, welkom by die kerk. Salvation by grace alone. Net deur genade. Daar is niks anders nie. Geen van jou werke gaan jou kan gered kry nie. Romeine 4. Niks wat jy doen en sê, gaan jou gered kan kry nie. O broer, jy verstaan nie. Ons voer 13.280 mense 'n week. Ek is elke oomblik by die kerk. Ons doen al hierdie goed vir charity. Maar jy het nie 'n klou wie Jesus is nie. Werke van die vlees. Sola gratia, salvation is by grace of God alone. Nommer 4. Soli fideo. Justification is received by faith alone. Geregverdiging. Wat beteken geregverdiging? Om in right standing teenoor iemand te wees. Geregverdiging. Sien, dis die hele konsep hoekom Jesus aarde toe gekom het. Want wat die eerste Adam, wat nie die slang geëet het nie, maar vir hom geluister het, verkeerd gemaak het, laat ons almal uit die tuin van Eden uitgeskop word, het die tweede Adam wat die woord van praat, wat Jesus is, kom regmaak. Hy het die wet kom vat en die wet kom vervul. Hy het nie die wet kom wegvat nie, hy het hom kom vervul. Wat beteken dit? Dit beteken, hy het gekom en gesien, daar's iets missing, my mense gaan verlore. En hy het met sy bloed kom betaal, sodat ons gered kan word. Wat die eerste Adam opgeneek het die tweede Adam kom herstel, sodat ons in right standing voor God kan staan. Sodat ons en God weer kan vriende wees. As ek en iemand nie in right standing is met mekaar nie, wat beteken dit? Beteken ons gel nie. Ons nie skaaf ons om mekaar bliksem. Dis wat dit beteken. Plain biker Afrikaans.
Jy weet wat dit beteken nie, ons jou later prentjies teken. Ons staan nie in ooreenstemming met mekaar nie. En dis hoe ons was teenoor God voor Jesus gekom het. Sien dit toe Jesus kom. Toe bring hy ons weer in right standing teenoor God. Sodat ons met vrymoedigheid na God se troonkamer toe kan gaan. En vir genade kan vra. Deur geloof alleenlik, sola fideo, justification through faith and faith alone. Weer eens, as niks wat jy kan doen, of sê, of gee, wat jou in right standing teenoor God kan bring, behalwe deur geloof nie. 0. En ek het al gesien hoe mense dit probeer doen. Jy kan nie. Net deur geloof. Net deur geloof, en dan die laaste, sola. En dis altyd waar dit interessant raak, want dit is actually soli Deo Gloria. Everything is to be done for the glory of God alone. Sien hoeveel keer in ons lewens leef ons net vir onsself. Sal alles wat ons doen, en jy kyk hy mense so, jy sien hulle, dan dink jy by jouself, broer, wat doen jy? Want sien, het gaan oor my, me en myself, of ek en my gesin. Alles tot verheerliking van God se naam. Nou, as daai 5 sou, welkom terug, broer. As daai 5 soulas 'n hele kerk-era kon skud, die hele hervorming van die kerk, as wat ons het ken, ingebring het, die hele sisteem afgebreek het, wêreldwyd, en tot vandag toe, het ons hy nuwe kerk-era, as ek het so kan stel. Hoekom sal dit nie gewig dra in ons lewens nie? Sien hoekom nie? Ek sit so en dink, en ek het so ruk terug al oor gepreek, dat die godsdienstige gees, Christenskap, se kult, is al wat het is. Dan is al wat jy hoor, ek is 'n Christen broer. Geniet dit. Want sien, Jesus was nie Christelik genoeg gewees vir die kerke nie. Dis hoekom hulle hom doodgemaak het. Hy het nie ingepas by kerk nie. Hy het nie ingepas by die sisteem van die dag nie. Hy was nie Christelik genoeg nie. Vir hom het dit gegaan oor alles tot verheerliking van sy Vader. Maar ons dink as mens, ons is slim genoeg dat ons vir Jesus kan voorskryf wat ons moet doen. Dan sien ek hoe mense se lewens uit mekaar uitval. Dan wil hulle Jesus kom blameer. Hulle blameer die Christenskap nie. O nee, kyk, hulle sal tog nooit in die heilige koei vat nie. Die mense op YouTube gaan weer uitfreak. Love it. Yes. Sien, dan val hulle lewens, jy hoef regtig nie te loop nie, hoor. Is okay. Net jou handjies was, nee? Ek gaan na die tyd moet hardloop. Sien, op
die einde van die dag moet alles in jou lewe gaan. As ek 5 solas gaan kyk, alles wys terug na een ding toe. Jesus, 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 Jesus. Nêrens daar kan ek sien dat dit terugwys na my toe nie, of my dade, of wat ek dink slim is nie. Maar sien, is omdat ons ander goed in ons lewens het, wat ons bo Jesus sit. Jy verwag tog seker nie van my, dat ek my gesin moet onder Jesus sit nie. Wel, as jy jou gesin wil hou, ja. As jy actually wil hê hulle moet gered word, ja. Want sien, as God nie nommer 1 in jou lewe is nie, as Jesus nie nommer 1 in jou lewe is nie, jou begin, jou middel, jou einde is nie, waarvoor leef jy? Baie ouens leef vir sport, ek was daar. Jou vet oukies kan ook hardloop. Baie ouens leef vir hulle vriende, ek was daar. Baie ouens leef vir geld, ek was daar. Leef vir jou besigheid, ek was daar. Been there, done that, got the t-shirt, shot the cow. Maar dit het my gehelp. Net mooi niks, ek sien sommer wat jy dink. Net mooi niks. Ek sien die oomblik wat ons God waarlik eerste maak, Jesus eerste in ons lewens sit, dan gaan jy hele lewe reformeer. Jou hele lewe gaan verander. Hoekom? Ek gaan 'n ander mindset hê. Bring my na Romeine 12:1 toe. As jy jou Bybel het, kan jy hom oopmaak daar, anders sal ek net vir jou lees. Gaan nie vir jou dit dans of prentjies teken nie. Romeine 12 vers 1, sorry. En ek wil vir julle die Passion Translation uitlees. En hy sê dit so mooi, hy sê, Beloved friends, what should our proper response to God's marvelous mercies be? To surrender yourself to God, to be His sacred. Die woordjie sacred beteken set apart. As iets vir jou sacred is, dan is dit eenkant gesit, want dit is waardevol. Jy sit nie net iets wat sacred is saam met die res van jou goed in 'n kas nie. Vir baie ouens is hulle bottel brandewyn sacred, hy het sy spesiale plekkie daar in die rak. Ja? Vir ons wat van geweer hou, een van daai gewere staan uit bo die res, hy sacred, hy het sy eie kluis, sy eie fluweel maatjie, word met wit handskoentjies aangevat. Hy is eenkant gesit, want hy is spesiaal. To surrender yourself to God, to be His sacred, living sacrifice. As ons gaan kyk, wat is 'n sacrifice? Soos Ou Testament gaan lees, het hulle baie offers gebring. Iets wat jy opoffer vir 'n spesifieke doel en 'n rede. Hier is Nuwe Testament. To surrender yourself to God, to be His sacred living sacrifice. Beteken ons het nie meer 'n wil van ons eie nie. Ek kan nie meer net gaan doen wat ek wil doen nie. And live in holiness, experiencing all that delights His heart. For this becomes your genuine expression of worship. Sy het laas ook al gesê, the highest form of worship is not to study God's word. Vir die Fariseërs het God se woord gebestudeer. Het hulle niks gehelp nie.
Die skrifgeleerdes het God se woord gebestudeer, het hulle niks gehelp nie. 0. The highest form of worship, en hier sê Romeine dit, is om God se woord uit te leef. Uit te leef, dit te leef. Want hoekom? Dit wys terug na my Vader toe. For this becomes your genuine expression of worship. Vers 2. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Ek het al baie mense gesien, as hulle by hierdie groep mense kom, dan verander hulle. As hulle by daai groep mense kom, dan verander hulle. Ek het al gehoor, jy sien hom net by die kerk, jy moet hom by die huis sien, is 'n ander mens. Want sien, die oomblik wat ons God nie eerste in ons lewens sit nie, die oomblik wat ons hom nie nommer 1 maak nie, dan wil ons inpas by die mense om ons. Want hoekom? Ons soek 'n place of belonging. En ek sê dit weer, en ek sê dit al vir baie jare, why be normal and fit in, when you can be abnormal and stand out? Why be abnormal and stand out, when you can be weird and take over? Want dis wie ons is. Sien, die oomblik wat jy God eerste maak in jou lewe, redeneer jy nie meer soos die wêreld nie. Jy doen nie meer wat die wêreld doen nie. Jy dink nie meer soos die wêreld nie. Vir baie mense is dit heeltemal vreemd. Julle dink jy's 'n alien, omdat jy kerk toe gaan op 'n Sondag, meer as 1 keer 'n maand. Ons het al mense gekry wat sê, julle kerk te veel. Sê ek vir die mense net, jy skinder te veel. Needless to say, te praat hulle nie met my nie. It's apparently something I said, I don't know. Hoekom wil julle so baie kerk? Want ek kan. Want toe Jesus sy lewe vir my moes gee, het hy nie gesê, nou hierdie gaan te seer wees nie. En ek sê eintlik nou lus daarvoor nie. Jy verwag sekerlik tog nie dat ek op my afdag my lewe vir jou moet gee nie. Goed wat Jesus nooit gesê het nie. So 'n boek skryf. Een van die goed wat daar kan insit, Jesus bless die wat hulle self help. Bullshit. Wys my in die Bybel. Ek dare jou. Jy moet jou beste lewe leef. Ek sê dit vir die ouens wat dood gekruisig is. Vir Jesus. En die ouens wat dood gebrand is. Sien, hulle het hulle beste lewe geleef. Vir Jesus. Nie vir 'n wêreld nie. As jy reg deur die geskiedenis gaan kyk, toe die eerste kerkse mense doodgemaak is, het hulle dit met 'n glimlag op hulle gesig gevat. Stefanus, die heel eerste disipel wat doodgemaak is in Jerusalem, wat sê hy? Vader, ontvang my. Met 'n glimlag op sy gesig. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. In wie se oë? In God se oë. A total reformation of your mind. Dit beteken nie, jy gaan net 'n klein bietjie anders dink nie. Dit beteken, alles word verander. Toe Martin Luther die Battle Cries of Reformation geskryf het hulle nie
alles dieselfde gehou en hier net 'n dingetjie verander en daar dingetjie verander nie. Alles het verander. Alles, van hoe hulle goed doen, tot waar ons dit vandag kry. En dis my vraag vandag. Is jy te Christelik vir Jesus? En dis 'n vraag wat ek myself moes vra. En dis 'n vraag wat ek gaan aanhou om myself te vra. Want ons kan so maklik ingesluk word deur die kultuur om ons. Wat is die kultuur? Almal dink die kultuur is die wêreld. Nee, dis die kerk. Dis die mense wie Jesus gekruisig het. Jou manier hoe jy dink, is dit te Christelik vir Jesus? Want kyk, ek het al Christianies gehoor in my lewe, broer. En dis my vraag vandag vir jou. Ek sal nooit vir jou 'n vraag vra wat ek nie myself vra nie. Ek glo nie daarin nie. Soos wat jy daar sit, wil ek jy met jou oë toemaak. En ek wil jy moet vir jouself daai vraag vra. Regardless van wat mense van jou dink, regardless van wat die ou langs jou gaan sê, screw the people, we are the people. Is jy te Christelik vir Jesus? Wat se deel van jou lewe moet jy verander? Sien jy die oomblik wat jy die antwoord het, hier kom die wonderlike, awesomeste nuus. Want vir so lank as wat Jesus leef, is daar hoop vir jou. Daar's hoop vir jou. En my advies aan jou sal wees, verander dit. Want jy wil nie eendag voor God staan en dan sê hy vir jou, gaan weg van my af, want ek het jou nog nooit geken nie. Maak nie saak wat se werke jy doen nie. Dit gaan nie genoeg wees nie. Is jy te Christelik vir Jesus? En as jy daar sit en jy sê, krap, ek moet goed verander, wil ek jou uitnooi om saam met ons nagmaal te gebruik. Almal moet nagmaal gebruik. Kan, wil. As jy daar staan en jy sê, ek moet goed verander, ek is te Christelik vir hom, wil ek jy moet 'n radikale ding doen. Almal om jou skok en jy moet opstaan. Daarom 'n paar eerlikes. So kom ek klaar staan. Ek praat nou die dag met een van die ouens en ek sê vir hom, ons almal is in God se beeld gemaak. Die oomblik wat jy nie opdaag nie, kan die persoon langs jou die daai deel van God sien nie. Sit dit bietjie in 'n ander perspektief. Julle kan so lank begin uitdeel. Sien, met laaste wat ek gekyk het hoe Jesus was, hy was net homself. Radikaal. Nie geworry wat die kerk van hom dink nie. Nie geworry wat mense van hom dink nie. Hy is hier om te doen wat sy Vader sê om te doen. Amen. Ons wag net dat hulle klaar uitdeel, dan gaan ons saam bid vir julle wat staan.
sien dit is so maklik vir ons om vasgevang te word in kultuur om ons, in 'n kerkkultuur, in 'n Christendom kultuur. Is glad nie wie Jesus is nie. Vir die wat staan, wil ek jy moet jou oë toemaak. En ek wil jy moet agter my aanbid. Sê, liewe Jesus, ek is jammer. Vergewe my dat ek te Christelik was. Kom wys my u hart. Kom leer my u hart. Amen. Sien, dit is nie 'n lang ingewikkelde ding nie. Soos wat jy reg is, wil ek jy ons moet nagmaal gebruik. Want sien hierdie, en dis hoekom die woord vir ons sê, is die profetiese aksie, fisies wat ons kan doen om te sê, dat daar hoop vir ons is. Dat daar hoop vir ons is. Want vir so lank as wat Jesus leef, is daar hoop. Amen. Maar Vader, ons kom net nou. En ons sê vir u dankie. Want aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in aller ewigheid. Net aan u. Maar Vader, dankie dat ons kan vrykom van die tradisies en die rituele om ons. Dankie dat ons kan vrykom van Christenskappe wat ons in 'n rigting wil inboelie, wat ver van die hart af is. Maar Vader, dankie dat u vir ons die waarheid bring. U hart met ons share. En Abba, ek vra dat u ons sal help, want hierdie is nie maklik nie. Dis nie 'n maklike ding nie. Dis nie maklik om op te staan vir wat ons in glo nie. Geef vir ons die boldness, geef vir ons die guts, die kahunas, om 'n staan te kan maak. Want as ons vir niks staan nie, sal ons vir alles val. En Abba Vader, ek wil vandag kom en ek wil dankie sê vir die wat wel opgestaan het om te sê, ek wil hierdie uitsort in my lewe. Want ek wil nie eendag voor God staan en hy vir my moet sê, gaan weg van my af. Want ek ken jou nie. Heilige Gees, dankie dat ek weet, u is besig om daai saad te saai en u sal daai saad water gee en ek weet daai saad sal opkom want dit val op goeie grond. Maar Vader, dankie vir ouens wat voor ons gekom het om 'n staan te kon maak dat ons sal kan uitleer. Dankie dat u vir ons die voorbeelde gegee het. En dat het oukei is dat ons so kan redeneer en so kan dink. Dad, want daar is soveel meer wat u vir ons instoor het. Daar is soveel meer. En u is so opgewonde om dit met ons te deel. Maar ons moet oor onsself kom. Ons moet die eie ek agterlos, hy moet vrek. Want alles gaan net oor een ding, en dis Jesus. The chief end of man. Jesus. Die Alpha. Jesus, die Omega. Jesus, die begin. Jesus,
die einde Jesus en die proses tussenin Jesus. Nie ons nie. Nie wat ons kultuur ons probeer leer en ons in 'n boksie indruk nie. Nie wat kerk sê ons moet wees en Christendom sê ons moet wees nie. Maar Jesus. Want Abba, U noem ons U kinders. Nie U Christene nie, U kinders. Ons is U bemindes. Ons is U vriende. Ons is U volgelinge. Nou, Vader, ek sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat U gekom het en alles kom afbreek het wat 'n stelsel vir ons probeer inwerk het. Dankie dat U mense opgerig het daarna om verder daai stelsel af te breek wat mens probeer bou. Want Abba, U woord sê, who the Son has set free is free indeed. Laat ons kan vry wees. Maak ek foute? Ja, ek doen. Jaag ek aan? Beslis. Jaag ek baie keer aspres aan? Definitief. Maar dit maak my nie minder 'n kind van God nie. Dit maak my nie minder dat U minder lief is vir my nie. Dis juis hoekom U vir my kom sterf het. Want sonder U is ek sleg. Sonder U is ek nie goed nie. Daar's niks goeds in my nie. Dis alles deur Jesus. En ek sê vir U dankie, Abba Vader. Dankie dat hierdie journey wat U mee besig is in ons, dat U dit sal klaarmaak, want dis U belofte aan ons, dat U daai journey sal klaarmaak. Maar Vader, ek vra, vat ons veilig na ons huise toe, laat ons koppe nog meer vir U sal raas, dat die mense om ons sal sê, wat het met jou gebeur? En al wat jy kan sê is, Jesus. Al wat jy kan sê is, Jesus. Maar ek sê vir U dankie. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U goed is. Dankie dat U dit goed bedoel met ons. Dankie dat ons vrygekoop is onder alle sondes, onder alle kults, onder alle denkwyses is ons vry gekoop deur die bloed van Jesus. Ons staan in regstanding teenoor U God, alles as gevolg van Jesus. En ek sê vir U dankie daarvoor, Abba. Dad, en ek weet dit gaan baie keer moeilik wees. Dankie dat daar genade is vir ons wanneer dit moeilik is. Dankie dat daar genade is van ons wanneer ons aangejaag het. Dankie dat daar genade is vir ons. Al het ons omgedraai en probeer wegstap. Soli Christus. Christ alone. The cornerstone. En ek sê vir U dankie, Abba Vader. Dankie vir die getuienisse wat hier gaan uitkom. Dankie vir mense se lewens wat gaan verander sonder dat hulle dit eers besef. En dit gaan vir party van hulle uitfreak en dis okay. Maar U is saam met ons, by ons, in ons, om ons, deur ons, met ons. Want dis U belofte aan ons. U sal ons nooit los nie. Beskerm ons, beskerm die van ons wat
terug moet ry van ver af. En Abba Vader, ek vra bring ons weer volgende week terug. Waar ons kan fellowship saam met U, waar ons kan kuier en lag en natuurlik koffie drink. En nog meer leer van wie U is, Abba Vader. Ek sê vir U dankie. Vra wees saam met ons. En ek sê net dankie. Jesus die Christus.